Goeiemôre almal, dit is Dinsdagoggend, vandag is dit die 7de Julie, die jaar 2026 is 'n lieflike dag geskenk deur Abba Vader aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber. Vanoggend wil ek gesels bietjie oor die blydskap oor 'n bekeerling. Nou is dit nie lekker wanneer jy met iemand die evangelie gedeel het en daardie persoon net oop was vir die gees van God om te werk nie. En jy sien sommer net die verandering in daardie persoon se lewe na die tyd, en dan as jy met hom gaan deel bietjie, dan sien jy, hy het regtig, hy het met blydskap die Here aangeneem, en hy het nie teruggestaan nie, en nou dien hy die Here voluit. Nou so, die Here is gestel op enkelinge, maar hy is ook gestel op massa bekering. Nou ek gaan nou hier so 'n paar gedeeltes deel, sodat ons kan sien wat en hoe het die Here gewerk met een persoon, en hoe het hy gewerk met baie mense. En ons lees Lukas 15 hierso vanaf vers 1 wil ek lees tot by vers 10. En al die tollenaars en die sondaars het die gewoonte gehad om na hom te kom en te luister. En die fariseërs en skrifgeleerders het baie gemurmureer en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. Nou weet ek nou nie, hoe gaan jy iemand bekeer as jy nie met hulle enigiets te doen wil hê? Toe vertel hy aan hulle hierdie gelykenisse en hy sê, watter man onder julle het 100 skape en een van hulle verloor? Laat hy nie die 99 in die woestyn staan en gaan agter die een aan wat verlore is, totdat hy dit kry nie. En as hy dit gekry het, sit hy dit met blydskap op sy skouers. En as hy by die huis kom, dan roep hy sy vriende en hy bure bymekaar en hy sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap gekry wat verlore was. Ek sê vir julle, daar is net so blydskap in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor die 99 regverdiges wat die bekering nie nodig het nie. Of watter vrou wat 10 pennings het, as sy 1 penning verloor, steek sy nie 'n lamp op en sy vee die huis uit en soek sorgvuldig, totdat sy kry nie. En as sy dit gekry, dan roep sy haar vriendinne en die buurvroue bymekaar en sê, wees saam met my bly, want ek het die penning gekry wat ek verloor het. So sê ek vir julle, is daar blydskap voor die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. Dan is ons daar na Johannes 3 vers 8 gaan kyk. Nikodemus het die Here kom sien en hy verstaan nie lekker van die wedergeboorte nie, en die Here sê vir hom, die vers 8, die wind waai waar hy wil, en jy hoor nie sy geluid nie, maar jy weet nie waarvandaan hy kom nie, en ook nie waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is. So ons moet uit die Gees van God gebore word, ons moet ag slaan op die Heilige Gees wanneer hy met ons spreek. Dan wil ek hier by Handelinge 2, die eerste bekeerdes, hier vanaf vers 37, hier waar die massa bekering plaasgevind het. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in hulle hart getref, en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En Peter sê vir hulle, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Die wat sy woorde met blydskap aangeneem het, is gedoop, en daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. Maar dit het nie daar gebly nie. Hulle het volhard in die leer. So wat beteken dit is, hulle die skrifte ondersoek, hulle het dieper in hulle geloof, het hulle meer intiem met die Here beginne verkeer, en dit is uiters belangrik. Dit help nie, ons kom net tot bekering, en nou dink ons, okay, nou is ek gered. Nee, daar's dinge wat moet plaasvind, daar's dinge wat moet gebeur, jy moet aanhou om die woord te lees, sodat jy kan versterk word in jou geesmens, en jy nie agteruit sal wyk nie. Maar kom ons bid en ons vra vir die Here, om ons te help, dat ons ook kan bly wees, wanneer iemand tot bekering kom. Halleluja. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, ons wil U loof en prys en eer. Here, daar is niemand soos U nie. Here, baie dankie dat U ons help, Here, wanneer ons met iemand spreek, dat die Gees van God oorneem, sodat daardie persoon se geesmens ook ontvanklik is vir U Gees, en sodat hy tot bekering kom, en afwyk van sy verkeerde weë, en dat hy U dien in gees en in waarheid. Here, U woord sê daar is ook in die hemele, met die engele, is daar blydskap vir een persoon wat hom tot bekering bring, tot U. Here, so is my gebed, dat ons sal uitgaan en die mense sal vertel van die goeie nuus, die
Goeie nuus is U red nog steeds. Dankie Here, ons loof U, ons prys U, ons eer U groot en heilige naam. Halleluja, amen en amen.